Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die sterkste spelers van Fairy. Vandag se vee, die raafvee, Morrigan. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Morrigan is 'n figuur uit die Ierse mitologie, vertaal as grootkoningin, seekoningin, angswekkende koningin of spookkoningin. Sy word geassosieer met oorlog en noodlot, en sy kan gesien word waar sy krygers aanmoedig om dapper dade te doen tydens die geveg. Sy bring ook vrees en verwarring na gevegte. Soms word sy gesien waar sy die bloedbevlekte klere was van diegene wat bestem is om te sterf. Baie soos die wasvrou, 'n tipe banshee, uit Skotse volkskunde. Die Morrigan word dikwels uitgebeeld as 'n trio van susters, gewoonlik Bad, Makka en Emain. Daar word egter geglo dat dit almal name vir dieselfde godin is, net al verskillende aspekte. Byvoorbeeld wanneer sy dood en oorwinning in 'n geveg voorspel, is sy gewoonlik in die vorm van 'n kraai, die Bad. Sy word dikwels as 'n drievoudige godin beskou, meestal as gevolg van die Keltiese betekenis van drieheid, en omdat sy in die verhale wat van haar vertel word, verander in 'n lieflike, jong meisie, 'n koningin wat geskik is vir die stryd, en 'n ou wyf. Sy word gesien as die beskermer van die aarde en sy mense. Afhangende van haar by, word besluit wat haar stam beskerm word. Sy is 'n eiesinnige, passievolle godin, wat maak soos sy wil. Sy is ook die vrou van Dagda, die koning van die onderwêreld. Soos getoon in die verhaal van Morrigan en Cuchulainn, is sy bedrewe om vorm te verander, en kan nogal raaksinnig wees wanneer sy geminag word. Sommige Keltiese geleerdes het probeer om Morrigan met Morgan Le Fay te verbind. Ons weet egter almal dat die twee afsonderlike vroue is met hul eie agendas. Maak nie saak wat jy haar wil noem nie, stryd is haar saak en jy beter pas op. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, Morrigan. Die kraaivee, die raafvee, oorlog, die drievoudige godin. Sy gaan onder baie name, en is nie onderhewig aan enigiemand nie. Sy het mag oor gevegte, om lafwaarts dapper te maak, vrees in die harte van dapperes te slaan, gevegte te laat verloop soos sy wil, en hulle op 'n gril te veroorsaak. Kraaie word nagetrek, hulle is aasvoëls en word goed gevoed waar sy ook al is. Sy kan in 'n swerm kraaie verander. Sy dra altyd swart. Eens op 'n tyd was Morrigan en Dagda romanties betrokke. Slegs viekhonde, Kushi, kan haar kragte weerstaan en die uitwerking daarvan op ander neutraliseer indien nodig. Gedurende die tyd van die skering, het die Kushi Alpha, Amber, Morrigan se magte gebind, omdat sy uit lyn getree het en haar ma se dood veroorsaak het. Sedertdien beplan sy haar wraak. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast,
Hoekom nie na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskinde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!